Vra jouself wat het Morne Steyn en Tina Turner in gemeen? Hulle is beide simply the best. Wie se idee was dit om dit te begin speel as jy opdraf of moet opdraf? Nee, ek weet dat die mense op lofte is 'n beheer daarvan. Ja. Ek dink dit was eers 'n call on me gewees en toe met die jare het dit gechange. Ja. En dit is waar jou groot deurbraak was net toe jy vir die Bulle begin speel het. Kyk, soos ek nou vir jou gesê het, ek mag hierdie nie verbrou nie want my dogter is 'n blou bal aanhanger, so ek moet nou mooi praat vandag. Sou jou mooi dop. Sou my baie mooi dop. Maar dit is waar jy deurbraak gekom het in jou rugbyloopbaan. Ja, ek is direk na skool is ek Loftus toe op Pretoria toe gekom en by die Bulle begin. Van 20 begin speel, Woudekom gespeel, Curriebeeker gespeel en myself opgewerk, Super Rugby gespeel en ja, ek dink dis waar alles begin het. Ja. In Bloemfontein was jy nie 'n vreeslike rugbyster nie. Jou skoolloopbaan was redelik stemmig. Jy was 'n late bloomer soos hulle sê. So, wat dink jy het dit hoe het dit jou rugbyloopbaan later beïnvloed? Ek dink die lekker ding was ek was in 'n normale skool, wil ek amper sê ek was in Sandra Plessis gewees. Ek dink min mense weet van die skool en ja, ek dink met die jare het ek myself opgewerk en hulle sê altyd ding hard work always beats talent. So ek het dalk nie talent gehad nie, maar ek het myself opgewerk en hard gewerk en harder as die persoon langs my gewerk en ek dink dis wat die vrugte gepluk het aan die einde. En ook 'n baie spesiale vriendskap gehad met Roan Pinaar, nog 'n bekende rugbyspeler. Ja, nee, ek en nou Roan kom al, ja, ons kom van 4 jaar oud af, kom ons saam. Om die draai van mekaar gebly, laerskool saam in dieselfde skool gewees en hy is toe grade toe, ek staan op Plessis toe. En ja, al die jare saam gespeel, Kruimeek saam gespeel, op die einde is ook saam vir die Bokke gespeel. So 'n spesiale bond wat ek en hy het en tot vandag toe is nog great vriende. Ja. Het julle mekaar ondersteun deur julle rugbyloopbaan? Want mense gaan seker deur baie uitdagings ook. Ja nee, verseker, ek dink ek het altyd sy back gehad, hy het my back gehad. Ons het op 'n tyd dieselfde posisie gespeel. Ek dink 2009 die Britse Lions wat ek opgegaan het teen die my eerste toets het ek Roan vervang. So hy het begin, ek was op die reservebank gewees. So is 'n spesiale bond tussen my en hom en is 'n jy weet ons mekaar altyd gegou en gas gegee, maar op die einde was dit lekker om saam die Springbok aan te trek, saam op te dra vir een span en tot vandag toe nog great vriende te wees. Ja. Nou julle albei as 'n mens kyk na julle persoonlikhede, julle is amper stoïsyns, nê, vreeslik stemmig, jy weet. Vloei daar regtig ys deur jou are, soos wat mense sê. Want Ja, daar is nie 'n druppel angs nie as jy na jou kyk. Ek is daarom nog altyd die rustige en min dinge wat my pla, so ek dink dit is wat my help op die rugbyveld ook. Ek steur my nie te veel aan dinge wat buite my om aangaan nie en ek fokus net op die job op aan daai tyd. So van skool af was ek al rustig en dit my in die rugbyloopbaan het ek rustig gebly en my gehelp met belangrike skoppe wat ek moes gevat het. Ja, en jou tyd by die Universiteit van Vrystaat toe jy daar vir die Shimlas gespeel het, watter invloed het dit gehad op die bou van jou rugbyloopbaan? Ja, ek is direk na skool as ek direk Pretoria toe, so ek het by Tuks Universiteit kom studeer. So ek is direk na Bloemfontein, my skooljare het ek Pretoria toe gekom en dadelik by die Bulle begin, nie baie geswat nie. Ek weet, eerste paar jare het ek saam met die Curriebeeker Argentinië toe getoer en ons was Georgia toe gewees. So baie klasse gemis en ja, vinnig moes ek maar besluit het, jy weet, gaan ek voltyds daarin gaan of voltyds rugby en gelukkig het ek die regte besluit gemaak. Ja, en daai stemmigheid van jou het ook nou oorgespoel in hoe jy jou gesinslewe bestuur en dit balanseer met jou rugbyloopbaan. Hoe moeilik is dit vir jou? Ja, ek is daarom, die kinders raak nou groot, so my rugby is nou eers klaar, so ek's nou coach al by die Lions op die oomblik, so dit is bietjie rustiger, maar dit is lekker om nou te sien, jy weet, daai selfe wat ek deur is, my kinders begin al daar deurgaan en ek kan net geniet om langs die veld vir hulle te sit en kyk en geniet om hulle te kyk, nie te veel druk op hulle te sit nie en net, jy weet, laat hulle net aan alles deelneem en alles draai en jy weet, kyk wat die beste uitwerk vir hulle. Ek gesels verder met ons gas, Morne Steyn. Morne, jy het nou gesê, jy plaas nie druk op die kinders nie, hulle moet alles net geniet, maar jy is Morne Steyn. So, jy mag dalk nie druk op hulle plaas nie, maar uit hulle omgewing, die skool dalk, afrigters miskien, wat doen jy om hulle te help om te verstaan dat jou enigste verwagting van hulle is dat hulle eie mense moet wees? Nee, ek laat verstaan al dit gereeld. Ek dink baie mense en van ons vriende verwag, jy weet, ek coach hulle elke dag, ek skop saam met hulle by die huis, ek leer hulle elke dag. Maar ek laat hulle net gaan speel buite en as ek gaan skop saam met hulle, gaan skop ons net bal. Dis nie dat ek hulle coach heeltyd nie, dis net om hulle buite te kry en repetisie en net hulle self te kan geniet daar buite. Dus kom ek sê, weet of nou rugby, cricket, atletiek, enigiets, as ek laat hulle alles doen
en laat hulle self besluit waarvan hulle hou en wat vir hulle lekker is. So solank hulle net geniet wat hulle doen, dis die belangrikste. Nou as 'n mens sport op daai hoë vlak beoefen, jy is in die publieke oog en as jy blapse maak, sien almal dit. As ons hier blapse maak, weet almal dit. So wat leer jy vir hulle ook oor hoe om dit te oorkom? Want dit gebeur, dit het met jou gebeur dan. Ja, verseker, ek dink dis die groot ding wat jy eers moet leer. Jy gaan nog baie foute in die lewe maak. Of dit nou op die sportveld is of die gewone lewe, jy gaan baie foute maak en om dit so vinnig as moontlik agter jou te sit en jouself te vergewe en aan te gaan met die lewe, dink ek is die belangrikste. Veral in die rugby, dit gaan nie altyd goed gaan nie. As jy op elke sportman, of dit nou 'n Tiger Woods, Roger Federer, daai ouens almal gaan deur 'n dip. Dit gaan nie altyd goed met almal nie, so die belangrikste is om net kop te hou en terug te gaan na die basics toe en net terug te gaan om dit te gaan geniet. Julle, was dit 7 jaar wat julle in Frankryk was? Dit was 'n groot aanpassing vir die gesin. Jy het gesê vir jou vrou Christel was dit veral 'n groot aanpassing, maar daar was ook iets positiefs daaraan behalwe vir die rugby nou. Die familietyd wat julle saam gehad het, was vir jou kosbaar. Ja, baie lekker. Ons was genoeg tydjie daarso om dit te geniet, om die taal bietjie aan te leer wat 'n moeilike taal is. Ek dink dit was die uitdaging geweest in die begin. Veral as jy kinders het wat my oudste een nou was 'n jaar en 'n half geweest toe ons oor is. So hy is in 'n Franse skool geweest als daarso, so ek dink dit was die groot challenge geweest is die taal. Maar die gesinstyd, die familietyd, die mense wat jy leer ken, die verskillende rasse saam met wie ek gespeel het, van Italiaans, Nieu-Seeland, jy weet Fijiane, al die manne wat saam met wie jy speel. So jy leer almal se kulture aan en ek dink dit was net 'n lekker familietyd vir ons, die vakansie wat ons saam gehou het en net jy weet dis amper net jy daar oor see. Die familie almal is hier in Suid-Afrika, so dis letterlik jy en jou gesin wat dit moet maak daar. Ja. En besluit om terug te kom na die blou bulle. Dit het 'n bietjie vinniger gebeur as wat jy dalk verwag het, nê? Nee? Want die Franse het sekere reëls oor wie wanneer mag rugby speel. Ja. Ja, dit was 'n moeilike keuse. Ek het opsies gehad tussen bly in Frankryk, gaan Amerika toe of kom terug Suid-Afrika toe. En ek het dadelik die kans gevat om by die bulle te kyk of daar nie 'n gap vir my is of 'n gaping vir my is om terug te kom nie en Pote iemand daai tyd het my dadelik teruggebel en gesê hulle soek my terug en ja, tot vandag toe is ek nie spyt nie. Dis waar my loopbaan begin het in 2003 en ek het klaar gemaak 2023. So is 'n mooi storie verhaal wat hulle vir my uitgewerk het. Nou ja, ons is bly jy het tuis gekom. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Nou kyk, ek is nou nie 'n rugby-kenner nie, maar ek ken vir Morne Steyn. Môre is my lekker met jou ook te gesels. Ek wil sommer 'n bietjie met jou gesels oor dinge waar jy nou, want daar's natuurlik altyd as 'n speler, wat is post rugby en so wat is dit nou vir jou op hierdie stadium? Ek het nou aan die kant die Jukskei gegaan, so ek is nou by die Lions. By die Lions betrokke. Ek skop afrigter daarso, so nee, ek moet sê ek is nou al my 3de jaar nou al. Geniet elke oomblik daar, lekker coaching staf saam met wie ek werk, lekker groep ouens, so. Ja, ek wil net vir jou noem, ek is deesdae met my radiowerk meer by Loftus as jy daar is. So ek sal maar vir die mense sê hallo. Ja. As ek weer daar. Ek het nou so 'n bietjie van die lig af met jou gesels oor iets wat ek ook nogal te begin hou vir my ook in my persoonlike lewe ook 'n ding raak en dit is sport en skole en dies meer. Ek bedoel dis dalk 'n onregverdige vraag, maar voel jou opinie oor is skole rugby in Suid-Afrika op 'n gesonde plek, want daar's 'n kultuur en ek wil ons mense hoef nie meer nou te beat around the bush soos Engels sê. Spelers word gekoop, dis amper asof dit 'n professionele koop en verkoop transaksie is ons skole rugby op 'n goeie plek, op 'n gesonde plek. Ja, as jy kyk na ons hele, jy weet, junior sisteme wil ek amper sê, van onder 19 af skole toe. Ons kleinweekspanne, die hoeveelheid talent wat daar is, dink ek is ongelooflik. En ek dink wat jy sê is die gekoopery, jy weet, elke skool doen dit. Ek dink amper as jy dit nie doen nie, gaan jy agterraak. Dis so dit raak en ek dink dit hou al die skole, jy weet, amper op 'n gelyke vlak as jy dit sê. Ja, jy het jou groot skole gehad wat al onder die ander uitgegroei het. Ja. Maar ek dink almal doen dit nou en almal kom bymekaar en maak dit 'n goeie kompetisie. Maar sit daai nie te veel druk op kinders nie en op spelers nie, want ek bedoel en ek daarmee sommer dalk 'n opvolgvraag. Ja, sekerlik 'n hoërskool laat die droom almal van, jy weet as jy nou vir jou skool se eerste van speel of baie van hulle droom om 'n springbok te word of vir 'n provinsiale span te speel. Maar die realiteit is 'n bitter klein persentasie van daai gaan enigstens professionele rugby speel. So sit dit nie te veel druk op kinders waar eintlik sport eintlik 'n wonderlike ding moet wees nie. Ek weet nie. Ja, ek dink dat die joy van skole rugby en skole sport weggevat wil ek amper sê. Ja.
Want dit raak 'n professionele setup nou in die skole. As jy kyk, elke skool het 'n gym deesdae, het buite coaches. So dit raak 'n groot ding, maar ook goed vir ons rugby in Suid-Afrika. Maar ja, ek dink die druk, en ek dink eerstens begin dit by die ouers, dit begin by die skole. So ek dink daai ding moet by die huis gekook word, dat jy nog steeds die joy van rugby, die joy van sport nog steeds moet hou. Hoe behou jy het nou vinnig met Charlene ook daaroor gesels. Ek sien jou nie as die tipiese pa langs die sportveld wat nou jy gaan nou ophardloop in 'n halftyd vir die kind 'n pak slaag gee as hy nie goed gespeel het nie. Is daai vreugdeskomponent wat sport bring en die ander belangrike dinge wat sport bring. Is dit nog vir jou belangrik om dit in jou kinders te sien langs 'n sportveld? Ja, vir my is dit ek nou nog gesê, ek dink die belangrikste is dat hulle dit nog steeds enjoy, dat hulle en ek dink die druk is daarso omdat jy weet Morne Steyn se seun speel saam in die span, hy is in die skool, almal kyk op na hom, verwag iets van hulle en ek verwag dit glad nie van hulle nie. Ek wil hulle moet dit geniet. Jy weet almal doen goed in hulle sport wat hulle doen. My laatie Joel, hulle almal Joel's goed in rugby, goed in cricket, atletiek doen hulle goed so. Maar die mense daar buite sit daai druk op hulle en op my, jy weet, en ek is daai pa wat eerder in die paviljoen gaan sit. En van 'n distance af die game kyk as wat jy langs die veld op en af hardloop en jouself opwerk. Oor die dinge wat gebeur en die dinge wat langs die velde gebeur is vir my partykeer, jy weet, dit is my verstand te bowe hoe die mense aangaan op 'n 110 rugby wedstryd oor die ref, oor die kinders wat nie dit doen nie en dit doen nie so. Ja, dis 'n ding wat nogal na in die hart is wat swaar is. So net in die miskien as 'n groter konteks ook, maar jy weet jy nou as 'n losskakel byvoorbeeld, jy weet daar kom 'n punt waar jy nou jy moet daai ekstra myl loop. Jy moet daai ekstra paar ure op 'n dag op 'n langs 'n sportveld of na die oefensessie. Byvoorbeeld, hoeveel skoppe moes jy op 'n dag deur die palle jaag om te weet waar jy is? Ja, nee, ek dink dit is iets wat vir my, jy weet ek wat nou met baie juniors en jonger spelers werk. Dit voel vir my 'n ding dat dis 'n ding wat bietjie agtergelaat word, die harde werk van die ouetjies. Ek sien dit in die jong ouetjies. Daai selfe werks etiek of wat ook al is nie meer daar in hulle nie. Ek weet nie of hulle te maklik op skole kry deesdae wat nie, maar jy weet ek moes, en as ek nou nog gesê het, ek het op skool, het ek geskop vir my skool want daar was nie eintlik iemand anders nie. Ek moes dit doen, maar ek was by average 60% skopper gewees. En toe ek by die bal aankom het eintlik aan my eintlik vir my gesê as ek op 'n hoër vlak wil speel, gaan ek aan my skoppe moet werk. En ja, toe het ek eintlik besef wat harde oefen en harde werk is en gelukkig die vrugte gepluk. Ongelooflik, is my baie lekker met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van Davie Rood. Dankie baie. Sterkte. Ek kan net vir jou sê, nee, ek weet bitter min van rugby af. So, maar ek het al 'n paar vrae wat ek het navorsing gedoen. Ek het navorsing gedoen. Nou een daarvan, jy staan bekend as hulle sê the Lion Slayer. Maar dit is net teen die Britse en die Ierse leeu's wat jy daai wenpunte aangeteken 12 jaar uitmekaar. Wat was anders oor die twee geleenthede geweest? Ek meen die 12 jaar uitmekaar is belangrik. Ja, ek dink die eerste een was ek was 'n nuweling geweest in die span. Dit was my tweede wedstryd geweest toe ek daai wenskop oorgeskop het. En die laaste een was ek een van die ou manne geweest. So dis die verskil wat dit was, maar en die ander verskil was ook, die een was 'n vol Loftus, duisende bloedrooi Britse leeu supporters en die ander een was in COVID geweest waar daar niemand in die stand sit nie. So dit is twee noord en suid van mekaar, so dit is maar altyd gewen, altyd was baie lekker. Maar daar's ook 'n klomp, jy het 'n klomp rekords en ek het van die rekords hierso gesien, byvoorbeeld een daarvan. Ek wil hoor wat is vir jou die grootste en die belangrikste rekord. Teen die All Blacks in 2009, jy het al die punte aangeteken in daai en dit is 'n grootte. Jy is deel van die 1500 klub. Wat jy 1500 punte aangeteken. Sê my as ek verkeerd is, hoor. Dis wat my navorsing sê. En nou het jy tweede hoogste geskor vir die Springbokke. Nee, maar wat is vir die belangrikste een van die? Nee, ek dink alle rekords is daar om gebreek te word een of ander tyd. Maar eerste net om deel te wees van die Springbokke eerstens en dan al die rekords agter my naam verstaan jy nie. Ek mens kon dit nie gedoen het as nie vir die goeie span was saam met wie ek was ook nie. So ek dink dit is altyd lekker om daai 31 punte teen die All Blacks aan te teken. Ek het my eerste 3 ook daai dag gedruk, so was baie lekker geweest vir altyd in die All Blacks wat 'n groot ding is deur al die jare nog. Maar ja, al die rekords is special en dis ja, dit is lekker om deel te wees van dit. Jy het nou met Charlene gepraat. Ek dink sy het vir jou gevra oor hoe rustig jy altyd is by voor so 'n belangrike groep. Ja. Is jy regtig so rustig? Of doen jy iets staan? Werk jy, praat jy met jouself? Nee, ek is maar net rustig oor die algemeen, min dinge wat my pla. Ek gaan maar net saam met die flow. Jy word nie opgewen nou nie. Ek meen as die ouens skree en so. Nee, ek dink is al daai ure wat jy op oefenveld ook spandeer. Jy weet daai duisende skoppe wat jy deur die week insit. As jy Saterdag gaan kom, is dit net soos 'n second nature, dan is jy gewoond daaraan.
En ek dink is die groot ding, jy moet jouself onder pressure sit op die oefenveld ook. Ek dink dis wat ek baie gedoen het. Vir as jy op Saterdag kom en is 'n groot skop, dan sit nie vir jou iets niets nie. Wat beteken dit op die oefenveld? Beteken verskoppe byvoorbeeld of moeilike skoppe? Ja, jy sit vir jou drills uit wat jy doen, wat jy 3 counts het en jy moet 5 na mekaar oorskop voor jy kan aanskuif na die volgende een toe. Dat jy op die ouend 15 na mekaar oorskop. As jy op nommer 13 mis, dan begin jy weer by nommer 1. So dis sulke dinge wat ek myself gevat het op die oefenveld. Jy het net nou gesê harde werk is belangriker as talent. Kan enigiemand leer skop? Ek moet daarom so 'n bietjie talent hê, maar ek dink as jy vroegtydig begin en jy werk hard daaraan, dan kan jy sukses maak daarvan, maar jy moet daarom so 'n bietjie kan skop. Verduidelik my wat is dit wat jy vir 'n jong skopper leer? Wat is wat belangrik is? Is die afstand wat jy met sy stance wat belangrik is, wat is die goed wat tegnies wat belangrik is? Ja, ek dink die basic ding wat in alles, of dit nou golf is, skoppe is, jy hoor altyd hou jou kop af en gaan deur. En vir my is dit ook 'n groot ding met skoppe ook. Jou kop af en vir my jou groot ding is jou momentum moet vorentoe gaan. Dis die groot ding vir my. Baie ouetjies op skool veral, jy weet, hy skop en hy stop en hy kyk waar gaan sy bal. Maar hy val half terug agtertoe. So vir my jou momentum met alles wat jy doen, of jy nou golf speel, cricket speel, jou momentum gaan tog vorentoe. Dis want jy weet die bal moet gaan. So en dan elke het sy eie tegniek. Verstaan jy? Ek kan nie soos jy golf speel, jy kan nie soos ek skop nie. Ek kan nie soos Andre Pollard skop nie. Jy weet, elkeen het sy eie tegniek. Is die idee om al die momentum in jou voet te kry? 'n soort van. Nee, ek dink jou hele lyf moet net vorentoe gaan. Ek dink as jy dit wat jy doen, jou manier wat jy dit doen, moet jy dit 100% kan doen. Verstaan jy? Ek kan nie soos 'n ander draai skop nie, want ek het my eie manier. En is 'n stelskop en 'n skepskop byvoorbeeld die tegniek anderster of is almal so 'n soort van dieselfde? Ek dink op die strike van die bal is meeste van die goed dieselfde, maar ek dink 'n skepskop is een van die moeilikste skoppe, want jou bal, jy laat val jou bal moet reg val en dan as op daai oomblik wat daar is, doen jy alles amper wat jy asof jy van 'n tee af skop. So op die ouend het al daai klein goedjies gaan saam in een skop in, maar ja, is paar. Ek dink as jy alles inoefen, al daai klein dingetjies sit bymekaar en jy bou vir jou iets nice. En op die einde dan kry jy dit reg om wel te skop. Op die einde kry jy 'n paar punte agter jou naam. Ja, kom ons kyk nou 2 geleenthede waar Morney die waar deur die drif getrek het vir die Springbokke 12 jaar uitmekaar uit. 2 doelskoppe, albei teen die Britse en die Ierse leeu's en daarna gesels ons verder. 53.7 meters. This for the series win. It's got the distance. Steyn! Morné Steyn has won the game for South Africa. The Springboks snatch it by 2 tests to 0. And he loved it the moment he hit it. The Springboks lead. Through the boots of Morné Steyn. There has to be a line out. There it goes. Morné Steyn, who won it for the Springboks in 2009 in dramatic style, has come on at the age of 37 and kicked 2 crucial penalties to snatch the series for the world champion. Moenie vir my sê jy voel niks daaroor nie. Natuurlik is jy opgewonde. Natuurlik is jy op die senuwees. Ek dink is meer van 'n excitement. Jy sien uit na en opwinding. Dis hoekom jy so hard oefen is om jy sien uit na sulke skoppe. Jy wil sulke skoppe hê om 'n game te wen, om 'n series te wen, om die All Blacks te wen. Dis hoekom jy al harde werk insit. Sê my iets anders dan nou. Wat doen jy nou? Is jy nou nog steeds aktief en besig? Behalwe natuurlik vir jou werk as afrigter en so aan, is jy self besig met ek so nou en dan op die fiets. Ons het almal 'n bietjie lekker fiets gesels, maar ja, ek staan so nou en dan op die fiets. Ek het laas jaar die Epic gery. So weet jy gery? Reine van Vieren. Maar dit was 'n moeilike jaar. Dit het nie gereën vreeslik. Ja, ons het die hitte gehad tot so op Woensdag en toe bekom die reën die Woensdag aand. So ja, bietjie van beide gehad, maar dit was 'n lekker challenge gewees en ja, great ding om te doen. Is die voorbereiding vir die Epic nogal moeilik? Moet jy hard voorberei? Ek dink die ure wat jy insit, die ure wat jy in daai saal nodig het, ek dink dit vat baie van my tyd, familietyd weg. Maar dit was die moeite werd gewees en ek het elke oomblik geniet. Is dit vir jou belangrik om nog steeds gesond en fiks te bly? Nee, verseker. Ek dink ek's 'n ou wat sal kan, as ek so
so 3-4 dae stil sit by die huis en ek doen niks nie, dan stuur my vrou my gelukkig om te gaan oefen, want nou raak ek bietjie moeilik in die huis, so gelukkig gesel gewoon daaraan, so sy stuur my maar om iets te gaan doen, om myself besig te hou. Terwyl jy nou, gedurende jou Springbok, jy is nou self 'n afrigter, nou, jy het nou, hoeveel Springbok afrigters het jy onder gespeel? Jy is seker so 4, Heinek, ja, so 4, 5. En ek wil nou nie sê watter een is die beste nie, insluitend met ons huidige afrigter, Rassie nie. Ja. Maar is daar van ons afrigters wat werklik vir jou uitstaan in Suid-Afrika? Ag, ek dink ou soos Heineke Meyer, weet ek het op 18 begin saam met hom, Woudekom gespeel onder hom, so ek dink hy het my geback van die eerste paar jaar af. Net na hom was Frans Loerike daar, top mens, goeie vriend van hom ook 'n goeie coach vir ons gewees, 2 super rugby's onder hom ook gewen. En dan natuurlik, jy weet, Rassie by die Bokke is net op 'n next level, die tipe persoon wat hy is, die knowledge van rugby wat hy het, bo ander coaches, en ons kan sien die wêreldbekers wat hy nou gewen het, the proof is in the pudding, so nee, ek het daarom onder goeie coaches gespeel, ou soos Pieter de Villiers, my eerste bokding met die Britse Leeu's, ek het S121 saam met hom gewen, ja, so lekker tye saam met hom ook gehad, so ek dink almal, jy kan almal noem, jy weet, almal, in Frankryk het ek onder goeie coaches gespeel daar ook, so is lekker om 'n goeie verhouding met jou coaches ook te hê. Wel is dit belangrik, sê my as ek reg of verkeerd is, dit belangrik natuurlik om die talent te hê in 'n land, om die spelers te hê in 'n land, maar ek het nog 'n idee dat daai coach of die afrigter speel 'n baie groot en belangrike rol. Ja, ek dink daar's baie talent in ons land wat, jy weet, miskien hou die sekere coach nie van hom nie, van sy tipe spel nie, en hy maak dalk nie 'n span of hy maak nie 'n Springbok span daai tyd nie. En partykeer is dit net so, as jy kyk 'n ou soos Fourie Pre wat al die jare daar was, jy weet, onder hom was daar soveel goeie scrum-halves ook gewees. En so kan jy aangaan, jy weet, die centers wat daar was, Jacques Fourie, John de Villiers, daai ouens, maar daar was soveel goeie ander spelers ook gewees wat net die geleentheid gekry het. So ek dink dit hang alles af van die coach wat jy ook like of jy die geleentheid gee. Die rugbyspelers in Suid-Afrika, maar veral die ouens wat nou so goed gespeel het, Springbok vlak gespeel het en so. Ek reken hulle tree af relatief ouerig alreeds. As 'n rugbyspeler kan relatief anders as 'n atleet, naloop atleet en so aan. Is dit maklik om 'n ander lewe te vind nadat jy senior rugby gespeel het? Ja, dit voel amper vir my of die ouens nou 'n bietjie langer speel as wat hulle in die verlede gespeel het. As jy 32, 33 was in die vroeë jare, dan jy begin oud raak. En nou die meeste ouens tree nou hier by 39, 40 begin lees aftree. So hoekom is dit so? Ek weet nie of die voorbereiding of die goeders wat hulle drink of iets, die oefening, die tipe oefening wat hulle doen of iets help daarvoor. Maar dan ja, om 'n lewe na rugby, weet as jy so lank, so ek wat 20 jaar in die provinsiale rugby was, op professionele rugby was, om dan vir iets anders te kry. Ek is gelukkig om nog steeds aan rugby te wees, wat my baie help. Ja. Maar 'n groot vriend van my soos Willem Albert wat nou in 'n kantoor moet gaan sit, dalk van 8 tot 5 is 'n groot aanpassing. So ek dink om vir jou iets voor te berei terwyl jy speel, terwyl jy die inkomste kry, ek dink dit is 'n belangrike ding. En nog steeds doen waarvoor jy lief is. Baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Ons is nog nie klaar met jou nie. Korrie daar vir ons 'n lekker eet. Ons gaan nou lekker eet daarso.